Ek groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, op hierdie donderdag, die 30ste April 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. In 1 Johannes, hoofstuk 5, vers 1 tot 21, lees ons die geloof in Jesus en die gevolge daarvan. Is daar gevolge om in die een te glo, om in Christus Jesus te glo? Is daar regtig gevolge? Kom ons gaan kyk gou-gou, voordat ons begin daarmee, wat sê Matteus 11, vers 29 en 30, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Nou dit sê Jesus net na vers 28, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. So hoe kry ons rus by die een wat gesterf het vir ons sondes? Jy sien, wanneer ons hom vertrou, wanneer ons geloof in hom is, wanneer ons verwagtinge in hom is, dan weet ons, hy gee vir ons die vrede in ons harte. Hy gee vir ons die vreugde wat die bose wil steel. 1 Johannes 5 vers 1 tot 21 sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore, en elkeen wat die Vader lief het ook die een lief wat uit hom gebore is. So wanneer ons sê, ek en jy, wanneer ons sê ek het God die Vader lief, ons glo sy woord, ons vertrou in hom, dan gaan ons uit die woord uit wil lees, ons gaan wil leer van hom, soos wat Matteus 11, vers 27 tot 30 sê. Ons gaan wil leer van hom, want sy las is lig. En dit is nie so moeilik om te verstaan nie, want wanneer ons vertroue regtig in Christus is, dan weet ons die wêreld kan maar vergaan om ons, want ons het nie nodig om enige onheil te vrees nie, want hy is met ons. En wanneer ons God lief het, en ons sê ons het God lief, die Vader, dan moet ons Christus lief het wat uit hom uit is. Want as ons dit nie doen nie, dan lieg ons vir onsself. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het. Luister mooi, hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Met ander woorde, ons moet mekaar lief hê, ek en jy, die kinders van God, ons moet mekaar lief hê, want dit is 'n teken dat ons God vertrou en in hom glo. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Hoekom nie? Want dit kom vanselfsprekend. Wanneer ons God lief het, dan kom die dinge van goedheid, die vrug van die Heilige Gees outomaties deur, want wanneer ons dit nie doen nie, gaan die Heilige Gees ons laat sleg voel. Hy gaan ons laat skuldig voel. En ons gaan 'n verandering in ons lewe bring. Ons gaan 'n verandering bring van ons tekortkominge, ons gaan werk daaraan. In ons swakhede, ons gaan werk daaraan. Nie een van ons is perfek wanneer ons wedergebore word nie. Dis 'n stap tog wat ons moet deurgaan. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Dit is hy wat deur water en bloed gekom het. Hoe het Jesus deur water en bloed gekom? Jy sien, voordat hy sy bediening begin het as mens hier op aarde, is hy gedoop deur Johannes die Doper. En daarna moes hy sterf aan die kruis, want hy het elke druppel bloed gegee vir jou en my. Daarom word die woord vir ons hier heeltemal geopenbaar. Hy het deur die water gekom, hy het sy bediening begin, sy bediening is geëindig aan die kruis, hier op aarde as mens, en hy's daar sodat ons wedergebore kan word aan die kruis. Vir ons sondes het hy gesterf, elke druppel bloed gegee. Jesus die Christus
Nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is uit die waarheid. Jy sien, toe Jesus daar aan die kruis hang, en hulle druk hy spies in sy heup in. Gaan kyk wat sê die woord. Die laaste bietjie bloed het uitgekom. Toe kom die water uit, want jy sien wanneer jou liggaam nie meer bloed het nie, dan kom die water. Soos hy gekom het in die water, so het hy uitgegaan deur die water. Want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is 1. En daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed. En die 3 is eenstemmig. As ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat hy aangaande sy Seun getuig het. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat glo, hy wat God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak. Omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. Die getuienis van God, deur God, kom deur die profete al in die Ou Testament. Die tekens van Christus is al van die begin af daar in die woord. Van die begin af. En dit is die getuienis dat God die ewige lewe gegee het vir ons, en die lewe is sy Seun. Hy wat die Seun het die lewe. Wat die Seun van God nie het nie die lewe nie. Het jy die Seun? Het jy die Seun in jou lewe? Aanvaar jy hom dat hy gesterf het vir jou sonde, en dat jy jou lewe wil verander vir hom? Dat jy 'n diensknegt wil word van die Allerhoogste? Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Volgens sy wil, nie volgens my en jou eie wil nie, volgens God se wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het, volgens sy wil. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen, wat nie tot die dood is nie, moet hy bid, en hy sal hom die lewe gee. En vir die wat nie sonde tot die dood doen nie, daar is 'n sonde tot die dood, daarvoor sê ek nie, dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, en daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Ons weet, dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. Luister mooi, dit beteken nie jy kan nou doen wat jy wil, en dit is nie sonde nie. Met ander woorde, as jy gaan sonde doen, is dit sonde. Maar wanneer jy uit God gebore is, gaan jy dit nie wil doen nie. Jy gaan wil wegbreek daarvan. Jy gaan sleg voel wanneer jy dit doen. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen vat op hom nie. Moenie laat die bose jou oorwin nie. Moenie die dinge doen wat hy wil hê jy moet doen nie. Ons weet dat ons uit God is, en die hele wêreld in die mag van die bose lê, en ons weet dat die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee het, om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, sodat u woord hier vir ons leer, Here. Vra ons dat u ons sal bewaar teen die bose, dat u ons oë en ore sal oopmaak in die Heilige Gees, sodat ons die dinge kan sien wat ons wil laat afvallig word, die dinge kan sien voor die tyd waarmee u ons waarsku, dat ons nie op die verkeerde pad sal wandel nie, maar dat ons tot die wedergeboorte sal weet, dat die Heilige Gees ons vooruit gaan, dat die lig wat Christus ons gee, daar is sodat ons nie ons voete moet stamp nie, dat ons nie sal deel word in die onheilige dinge van hierdie wêreld nie, dat ons nie sal val in die struik van die afgode en die bose nie. Here, maar dat u ons die krag sal gee, selfs in ons swakheid, sodat ons teen dit sal staande bly, sodat ons nie in die traps van die bose vat nie, Here. Dat ons nie vastrap in die slegte dinge van hierdie lewe nie, maar dat ons sal bly in die vrug van die Heilige Gees. Vader, bewaar ons pad, in Jesus naam, tot in ewigheid. Amen.